Heidi droom elke nag haar gunsteling droom, want niemand kan mens belet om te droom nie. Nie eers juffrou Rottenmeier nie. Goeiemôre Peter. Hier's nog meer broodjies. Is dit die broodjies waarvan ouma my vertel het, hè ouma? Ja, my kind is net so ek gedink het. Ek het net altyd daarvan gedroom. Eintlik kan ek weer regbyt. My broodjies smaak na framboesiekonfyt. Ek gaan ook een probeer. Ek wil proe smaak dit. Myne smaak soos 'n koekie met room op. Hoeveel keer moet ek dan nog klop, hè? Goeiemôre Tinet. Moenie weer laat wees vir ontbyt nie. Nee. Juffrou Rottenmeier is in 'n verskriklike bui. Van dat jy weggeloop het, loop alles vaskeef. Dan moet ons natuurlik deurloop. Hup, vreeslik. My broodjies. My broodjies. Ek doen tog regtig vreeslik baie moeite met die kind, dit weet jy tog self, maar ek kan net nie met haar klaarkom nie. Miskien is sy nie normaal nie, ek is seker sy is nie. Dis die enigste verklaring. Wat dink u daarvan? Dis ongelukkig nie so maklik om daardie vraag te beantwoord soos jy miskien dink nie, juffrou Rottenmeier. Aan die een kant is sy normaal, aan die ander kant is sy nie. Wanneer 'n mens met haar praat, lyk dit asof sy normaal is. En sy's baie op en wakker. Maar wat vir my laat twyfel is dat sy nou nog nie die alfabet geleer het nie. Verbeel u. Merkwaardig. Dit pas ook by die indruk wat ek van haar het. Sonder twyfel begryp sy vinnig en sy's ook verbaasend selfstandig vir haar ouderdom, maar die alfabet. Ek meen te sê op 8 jaar moet mens tog tussen A en B kan onderskei. Ja, dit is juis waaroor ek my kop die hele tyd breek, weet jy. Ek is bevrees my eerste indruk was reg. Sy's nie die regte maat vir juffrou Clara nie. Ag, moet tog net nie huil nie. U moet in die eerste plek aan uself en u gesondheid dink. Dis nie die moeite werd om oor 'n vreemde kind te sit en top nie. As sy so aangaan soos sy juffrou Clara se opvoeding in die fielery. My jarelange werk, besittings, moeite en sorge, alles verniet. Is daar gif in die koffie? Ek het haar bederf. Die fout is myne, ek was glad te sag. O nee, dit zou ek nie sê nie. O nee, dink jy so? A, B, C, D, E, F, G, H, I, En J, en K, en L. Tot hier ken ons dit nou al baie mooi, my kind. En nou, Adelaide, maak op jou boek. Hierdie keer gaan ek nie voorsê nie. Hierdie keer moet jy dit alleen kan lees. Sê vir my, wat is dit? A, Baie mooi, en nou die volgende een? B, Ja, dis reg. En nou soek ons hierdie ene uit. Sê vir my, wat is dit? Z, X, B. Daardie een is die Z en hierdie een is die X. Ek bevrees jy raak nog steeds met hulle deur mekaar. Adelheid. Nou ja, maak jou boek oop en skryf al die letters van die boek af. En die wat jy nie ken nie, skryf jy 10 maal oor. hier, ek is klaar. Wys my dan. Baie mooi. Baie netjies, 'n mooi handskrif. Nou gaan ons oor na rekenkunde. Hoeveel is 10 maal 10? 100, Trek nou 20 van 100 af. 80, Tel nou 89 bymekaar. Wag, moenie sê nie. Trek nou weer 10 van daai getal af. Hy lyk presies net soos my steenbok. Heidi, nie so hard nie. Waar was ons nou weer gewees? Ag ja, Hy o lyk ja, presies ja. net so. Net soos die steenbok in die berge. Ja, nou goed. Begin nou met jou skriftelike somme, juffrou Clara. Bladsy 12 in jou boek.
Heidi, Heidi. Hoor jy wat ek sê, Heidi? Wag vir my. Totsiens, Frankfurt. Ek gaan nooit weer terugkom nie. Ek vlieg huis toe. Totsiens en dankie hoor. Mooi bly en sê groete vir Clara hoor. Baie mooi, Clara. Jy het vandag baie mooi gewerk. Dit is verbasend hoe vinnig jy leer. Mooi bly Huh? en groete vir Clara hoor. Dankie dat ek my saam Die kind is nie normaal nie. vir Clara hoor. Maar nie vir juffrou Rottenmeier nie. Genade! Genade. Juffrou Rottenmeier, nie meer aan die stoel afgeval. Het iets dalk iets gebreek. Het jy pyn? Juffrou Rottenmeier, praat met my. Heidi, sit nou. Toe sit. Ek het gedroom. Met oop oë in die middel van die dag kan 'n mens dan so droom? Ja, baie goed. Hoekom moet 'n mens dan net in die donker droom? Die letters het in steenbokke verander. Meneer kandidaat, ek sê dit weer. Hierdie kind is nie normaal nie. Ja? Kom in, Sebastian. Meneer Zieseman kom huis toe. Dis goed. Nou sal hierdie nagmerrie eind kry. Wanneer kom pappa huis toe? Wat sê die telegram? Wanneer kom hy? Hier staan voormiddagete môre. Uiteindelik kom pappa huis toe. En môre vroeg al. Verskoon my tog asseblief, meneer kandidaat. Ek het nog 'n hele klomp voorbereidings om te tref. Maar natuurlik. Jy sal nooit raai hoe baie ek daarna uitsien nie. En jy gaan baie van my pa hou, hy's regtig gaaf. Maar gewoonlik kom hy net, pak sy tasse uit en dan pak hy sommer dadelik weer in. Hy het laas keer ook so gemaak. Maar hoekom dan? Hy het toe net 3 dae gebly. En hy het gesê hy gaan langer bly. Maar toe kom daar die dom ou telegram uit Parys en hy het sommer dadelik weer gery. As ek maar net kon saamgaan. Wie jy, my pa's regtig baie gaaf en wanneer hy by die huis is dit lekkerder hier. Hy vertel my dan altyd snaakse stories oor sy reise en as jy wil kan jy hom ook een van jou stories vertel. Hy sal graag wil hoor as hy daarvoor tyd het natuurlik. Maar dit het hy selde. Is jou pa lief vir jou, Clara? Is hy so lief vir jou soos pa's vir hulle kinders is? Natuurlik is hy lief vir my. Sommige baie lief. Ja? En hoe weet jy dat hy baie lief is vir jou? Hy het al baie keer gesê dat hy lief is vir my. En hy het dit ook al een keer in 'n brief geskryf. En elke keer as hy huis toe kom, bring hy vir my presente saam. Maar nee, sien waar nie. Ek weet dit omdat ek ook baie lief is vir my pa. Ek is lief vir hom en hy is net so lief vir my, Heidi. Dis mooi. Jy's al weer reg. Soos altyd. Ek wonder jou pa lyk. Jy is regtig baie van hom, jy sal sien. Tina, kom
Rottenmeier, wat is dit? Kom hier en kyk na die venster. Lyk dit miskien vir jou skoongemaak? Ek het dit nog nie skoongemaak nie, juffrou. Ek moet nog eers meneer Seseman se kamer skoonmaak. Moet ek nou die venster skoonmaak of die kamer? Natuurlik eers meneer Seseman se kamer. Die vensters kan wag. Goed, juffrou. Jy moet sy bed oortrek. Ek het dit al gedoen, jy hoef my nie te herinner nie. Altyd op die laaste oomblik. Ek kon gerus die telegram vroeër gestuur het. Hy kan hom gerus ook 'n bietjie meer oor sy huishouding bekommer. Dis wat ek dink. Nou het ek was skoon ontsteld en is so byna die belangrikste ding vergeet. Ek moet beslis na daardie kind se kamer gaan kyk. Sy is net mooi tot enigiets in staat. Miskien slaap sy op die vloer. Met haar is alles moontlik. Ek moet my hare was. Lyk daarom asof sy die kamer aan die kant hou. Ja, dit is daarom een goeie ding. Genade! Ek hoop dit is net 'n droom. Bruitjies, kliphard, bruitjies. Ek kan my oë nie glo nie. Wat het nou gebeur? Sorg dat daar nie een oor bly nie, as meneer Seseman dit sien. Los hulle uit, hulle is myne. En die brood is myne. Loop, dat hier wegkom. En hou op om so te skreeuwend. Die broodjies is vir Peter se ouma. Die broodjies is vir Peter se ouma. Hulle word op die daad verbrand. Hulle is sekerlik besmet. Nee, jou as ek môreoggend net enkel een. Jou parmantige klein meisiekind. Nee, juffrou Rottenmeier, moenie slaan nie. Sy kan dit nie help nie. Laat staan haar tog. Ek weet al lank al dat julle twee kop in een mis is. Bly jy stil. Nou is dit net mooi genoeg, jou geskikte klein pits. My geduld is nou op. Ek gaan dit môre alles van meneer Seseman vertel. Ek weet beslis wat ek hom aanbeveel en hy sal wel weet wat om daaromtrent te doen. Maak nie saak nie, maar ek wil my broodjies bly hier. Dit help niks. 'n Mens kan daardie broodjies lankal nie meer eet nie. Hulle was baie lekker. Ek het hulle almal van die tafel afgevat. Ek sê julle was oud. Ou broodjies word kliphard en dan kan 'n mens hulle nie meer eet nie. Ek is jammer, maar hierdie keer is juffrou Rottenmeier reg. Hulle was regtig al verskimmel en hulle het sleg geruik. Dan was alles verniet. Dan was ek hele tyd verniet in Frankfurt. Heidi, as jy weer huis toe gaan, dan gee ek vir jou 'n groot mandjie vol varsbroodjies om saam te neem. Lekker nuwe wit broodjies, nie ou klipharde broodjies wat niemand meer kan eet nie. Ag, hou tog net op huil, Heidi, trane gaan nie help nie. En ek mag seker nooit weer huis toe gaan nie. Wie sê so? Natuurlik kan jy eendag weer huis toe gaan. Ag, jy's nou net kwaad oor die broodjies, maar ons kan hulle nie nou terugkry nie. Glo my tog, as jy eendag huis toe gaan, dan koop ons vir jou nuus. Wat is dit dan nou? Heidietjie, het ek iets verkeerd gesê? Ek doen alles verkeerd en niemand luister as ek iets wil verduidelik nie. Niemand hou van my nie. Alles waarvan ek hou, vat hulle weg. Ek het elke môre net een broodjie geëet en mamma het niks gedoen nie. Hulle sou my nooit in my lewe weer huis toe laat gaan nie, net omdat hulle weet dis wat ek wil hê. Heidi, bly hier. Nee.
jammer, maar ek kan ook niks doen nie. Kom saam met my na my kamer toe. Ek sal aan iets dink wat ons kan speel. Ek het jou mos die ander dag 'n prentekaartjie met 'n kat daarop gegee. Ek sal jou die ander ook nog gee. Jy het mos baie van hulle gehou. Kom. Ek ken 'n storie van 'n bok ook. As jy wil, sal ek jou daarvan vertel. Dit is 'n pragtige storie en jy sal baie daarvan hou. Ek gaan jou tog vertel. Luister nou mooi hoor. Ek het die storie by my pa gehoor. Hy het dit vir my vertel. Eendag, lank gelede, het daar in die donker dennewoud in 'n klein bondhuisie 'n bokmammie met 7 vrolike boklammetjies gebly. Die bokmammie was baie lief vir haar lammetjies en het hulle goed groot gemaak. Eendag het die bokmammie haar wit handskoene aangetrek, haar handsak gevat, haar uitgaanhoed opgesit en al 7 klein boklammetjies na haar toe geroep. Liewe kinders, het die mammie gesê, ek moet gaan inkopies doen en julle moet soet hier by die huis bly. Moenie die deur oopmaak as iemand klop nie, want dit is dalk die wolf. Die kinders het haar beloof hulle sal dit nie doen nie en die mammie was net weg. Toe klop daar iemand. Dis ek, julle mammie. Maak oop, liewe kindertjies. Ek het mooi presente vir julle saamgebring, maak oop die deur. Maar die slim klein bokkies het natuurlik geweet dat dit die wolf was wat daar voor hulle deur was. Hulle het sy diep stem herken. Maar die wolf was ook nie dom nie. Hy het natuurlik geweet waarom die bokkies hom herken het. Hy het weggesluip en 'n hele sak vol blare gaan opeet. Maak oop die deur, kinders, dit is mammie, het is terug. Oh, dit is mammie se stem, sy praat net so. Wys eers jou pote, hulle moet spierwit wees. Mee! Maar die wolf was baie slim en hy het sy pote in die meel gedruk. Toe wys hy sy pote. Mee! Hoera, mammie is hier. Kom in, mammie. Maar wat gebeur toe? Daar staan die wolf. Hy het die bokkies gevang en hulle een na die ander opgevreet. Die wolf se maag was so vol dat hy skaars kon loop. Hy het op al 4 pote uitgesluip. Na rukkie kom die bokmammie toe weer huis toe, maar toe sy haar kinders roep was nie een van hulle daar nie, en toe weet sy dadelik wat met hulle gebeur het. Sy het weer uit die huis uit gehardloop en al haar kinders geroep, maar nie een van hulle het geantwoord nie. Ek het julle tog gesê om versigtig te wees, kindertjies. O, kindertjies. En toe die mammie haar kindertjies roep, toe hoor sy skielik 'n sagte stemmetjie. Die jongste een was die enigste een wat kon wegkom van die wolf af. Hy het sy mammie alles vertel wat gebeur het en daarna het hy bitterlik gehuil. Die mammie het na sy storie geluister en ook gehuil. En die jongste bokkie het aan mekaar gehuil. Hy was ontroostbaar. Die mammie het probeer om die bokkie te troos en sy het saam met hom uit die huis uitgegaan. Hulle het om die huis geloop en deur die tuin en uit tot in die veld. En daar in die veld, daar lê die wolf onder 'n groot boom vas aan die slaap. Dis 'n vreeslike storie. Clara? En wat gebeur toe? Vertel tog. Het hy 'n groot maag gehad? Natuurlik 'n vreeslike grootte. En dit het gerommel en geskommel. En toe die mammie sien dit rommel en skommel, toe dink sy dat haar kinders nog lewe. En toe hardloop sy huis toe en gaan haal 'n groot skêr. En toe sny sy eenvoudig die wolf se maag van bo tot onder oop, snip snap, snip snap, en toe spring al die bokkies uit.
een na die ander. Hulle spring en huppel en hulle is sommer baie vrolik. Jy kan seker dink hoe bly hulle almal was. En die wolf was toe daarmee heen. Arme wolf. Maar dis nie reg nie. 'n Bok kan net 1 of 2 kleintjies kry en jou net 7. Maar dis tog net 'n storie, dit maak nie saak of dit nie heeltemal reg is nie. Ek het die storie in elk geval nie heeltemal reg vertel nie. Ek het die einde vergeet. Is dit? Iets het met die wolf gebeur, maar ek kan nou nie meer onthou wat nie. Ek dink hulle het rivierklippe in sy maag gesit. Ek dink is baie snaaks. Kom ons gaan na my kamer toe. Clara, het jy net nou bedoel wat jy gesê het van die prente? Tuurlik. Gaan dit jy tog geluister? Wag 'n bietjie. En toe breek die oomblik aan. Die koets hou voor die deur stil en meneer Seseman is by die huis. Hy groet sy dogter Clara met groot vreugde. Hy groet ook vir Heidi wat so bang was dat sy nie 'n woord gesê het nie, baie vriendelik. Hy gesels met haar soos met 'n klein dametjie. En toe haal hy 'n pakkie uit sy groot tas uit. Die pakkie is vir Heidi. Heidi het van die eerste oomblik af geweet dat sy baie lief kan wees vir meneer Seseman. Meneer Seseman het ook dadelik van Heidi gehou en hy wou by Clara en juffrou Rottenmeier alles van die dogtertjie weet. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer.